Jy is ingeskakel op Groot Plaas en met die feesseisoen wat op pad is, baie boere wat nog laat aande werk aan hulle oes en ook graan en saad wegsit vir volgende seisoen om of later te verkoop, is daar 'n opname of 'n oorweldigende probleem met diefstal wanneer dit kom by saad, veral in die Vrystaatse area. Ons gesels vanoggend met Jakkels Leroux en hy is die voorsitter van Vrystaat Landbou se Landelike Veiligheidskomitee. Jakkels, goeiemôre en welkom hier op Groot Plaas. Môre Dupie, dankie vir die uitnodiging, môre aan al die luisteraars. So, ek dink jy kan vir ons sommer afskop deur vir ons bietjie meer te vertel, wat presies is die omvang van hierdie saaddiefstal op die oomblik in die Vrystaat en hoeveel voorvalle van hierdie is al in die laaste ruk aangemeld? Dupie, ja, dit is moeilik om die presiese getal te gee van saaddiefstal. Baie mense meld dit nie aan nie, maar dit is 'n redelike groot probleem. Agri-SA het in 2017 het hulle opname gedoen, so dit is bietjie lank terug. En hulle opname behels al die insetkostes of al die insette wat in landbou gebruik word vir mielie-aanplantings en sonnebloem-aanplantings. En daar is plus minus 34.000 insidente in die land gewees waarvan dan 10% in die Vrystaat was. Die laaste 2 maande is daar so plus minus rowweg 4 tot 5 gevalle gewees in die Vrystaat. Ons weet van ander gevalle in die ander provinsies ook. Ja, dit is die koste hieraan verbonde is redelik hoog. Saadpryse is relatief duur en is 'n maklike produk om te steel en te hanteer. Nou die groot vraag is dit regtig 'n maklike produk om te steel, want ek meen die berging van hierdie saad is gewoonlik in groot maat, en dan wanneer word die diefstal plaasgevind? Ja, diefstal sal altyd daar wees en die maniere wat die mense opsteel, daar is gewoonlik van eie mense op die plaas, werkers betrokke, almal weet waar die goed gestoor word, hulle weet wat is die sekuriteit rondom dit, en oorlaat dit klein verpakkings is, jou saadverpakkings wissel van 50 kg vir sonneblomsaad en 25 kg vir sonneblomsaad en mieliesaad wissel so van 18 tot 19 kg vir 80.000 per sakkie. So 2 of 3 mense kan vinnig 'n klomp saad op 'n bakkie of 'n waaientjie of selfs op 'n lorry laai en gaan met dit en wat dit ook vir gemaak dit gunstig maak vir die misdadiger of die syndikaat wat dit steel. Saad wissel van R3.000 vir sonneblom vir 'n sakkie saad en mielies wissel van R5.000 tot R8.000 'n sakkie. So jy het nie nodig om 'n groot vrag te vat om 'n klomp geld te gaan maak daar nie, en dit het 'n finansiële impak op die boer se sak. Nou, Jakkels, watse tipe saad word veral geteiken deur diefstal? Jy het nou genoem mielies, sonneblom, maar is dit die enigste 2, die hoof 2? Tot sover wat ons kan agterkom, is dit maar die hoofsaaklik mielies en sonneblom. Ons het nog nie gehoor van sojasaad of so wat gesteel is nie, en dan die ander goede is maar saadkuns en diesel en gif. Maar dit is weer 'n ander hoeveelhede wat dit daar steel. So jy het nou so vinnig ook genoem wat se impak dit kan hê op die boere in terme van finansiële impak ensovoorts, maar watter koste of vertragings is daaraan verbind met hierdie saaddiefstal? Omdat die meeste van die tyd koop die landbouer sy produk aan hy meeste koop dit kontant aan en baie ander doen dit op produksielenings of goed. So daai beplanning is vooraf gedoen en nou kom hierdie misdadigers of syndikaate in hulle steel daai goed. So daar moet nou weer aansoek gedoen word, daar moet weer kapitaal uitgehaal word om saadaankope te doen. En in 'n geval waar daar saadtekorte voorkom, wat wel gebeur deur natuurlike omstandighede, skep dit 'n probleem vir die boer om weer die regte saad of die regte hoeveelheid saad te kry om sy insette te doen.
So as 'n mens nou dink spesifiek aan die boere en die ouens op die plaas, hoe kan hulle veiligheids- en logistieke stelsels verbeter om seker te maak dat saaddiefstal voorkom word? Ja, daar's baie planne en metodes om diefstal te voorkom. Kameras is daar, jy kan alarms opsit, al daai goed. Maar jou misdadiger sien 'n geleentheid in elke ding en dit skrik hulle nie meer af nie. Hulle raak al hoe meer arrogant, sal ek sê, om te steel, en dan sit jy met die probleem, jou saad moet van jou pakkamer na jou saadbak toe gaan op die land. En in daai proses, daai wat op die pad is iewers, is dit 'n baie maklike goue geleentheid vir die misdadiger om die saad in die hande te kry, want ons het al gevalle gehad van werkers wat die saad aflaai of afgooi langs die pad, hulle gooi dit onder 'n kolwer of wat in, en vanaand kom die bakkies en hulle laai dit op. So jou moontlikhede van om te steel is altyd daar. Nou, meeste van die boere het nou al begin met mekaar gesels in gemeenskappe en by mekaar gekom. Ons weet van plaaswagte, gemeenskapspatrollies wat plaasvind, ook plaaslike polisie. Hoe help al hierdie forums in die voorkoming van hierdie diefstal en waar lê die addisionele uitdagings tans? Al hierdie goed wat ons doen, plaaspatrollies, wit blouligaande, polisie patrollering en al daai goed help vir sigbaarheid. Hoe meer sigbaar jy is, hoe beter kan jou opsomming of jou kan jy bewegings goed optel in jou omgewing. So dit is maar die beste om bietjie meer sigbaar te wees. En dan moet die mense wat as daar stil word, moet ou maar rapporteer so gou as moontlik en laat die saak ondersoek word tot die skuldig bevindiging kan kry. Nou, is daar enige wetlike polisie optrede wat tans bestaan spesifiek vir saaddiefstal en is dit voldoende met veranderinge wat aangebring word? Nee, daar is op die oomblik is daar nie, dis maar net gewone diefstal wat dit is. Daar's nie 'n spesifieke naam vir dit of fasiliteit vir dit geskep nie. En as jy gaan en hoe meer die mense dit aanmeld by die polisie, hoe beter papierrekord kan jy daar stel. En deur dit kan jy op die einde van die dag vra vir 'n spesifieke saak verder. Maar om daai proses deur te gaan vat tyd en dis nie 'n ding wat sommer oornag gaan gebeur nie. Jakkals, baie dankie vir jou insig vanoggend. Ek dink wat die boere kan wegneem is, kom ons wees paraat en wanneer dit kom by goed soos hierdie, maak maar seker dat alles is weggesluit en dat jy het die noodsaaklike maatreëls in plek om jouself en jou saad veilig te hou. Jakkals Leroux, hy is die voorsitter van die Vrystaat Landbou se landelike veiligheidskomitee. Dis groot plaas vir vanoggend. Ons hoop jy het lekker saam met ons gekuier en dan sien ons mekaar weer lekker vroeg môreoggend.